Goeiedag almal. Môre. James en Valerie op ons pos weer met ons sessie oor die koninkryk van Abba Vader binne in jou reekse en ons trek nou al by sessie nommer 5. Ek glo julle almal sal dit deel want hoe meer Suid-Afrikaners wakker word in Suid-Afrika en besef daar's 'n hoër dimensie, it's a better way of doing things. Valerie herinner my waar Abba Vader sê my volk gaan ten gronde weens nie 'n tekort aan kerkbywoning nie, maar as gevolg van 'n gebrek aan openbaringskennis. En ons liefde vir die waarheid wil ons met julle deel. Ons is nie 'n gemeente soeker nie, ons wil nie kerke stig nie, ons stig mense. Dis reg. So dit is ons doel, om in liefde 'n stigting te kan doen, in die wat dit wil hê. Natuurlik met die stigting, Valerie, opbouing, bemoediging, ensovoorts. Dis maar ons bediening al die jare nog. Ons is lief om te bemoedig, te stig en op te bou. En ons is bevoorreg om in hierdie posisies te wees, waar ons deur ons persoonlike reis deur ons land beweeg het, en in ons persoonlike lewe, so wat vir ons eg is, wat vir ons kosbaar is, deel ons met julle. En soos ek altyd sê, sit dit op die rak, mediteer daaroor, of jy verwerk dit, of jy wag eers as jy dit op die rak sit en gee die kans vir die Heilige Gees om jou te bedien in jou stilte tyd binne in jou, waar jy 'n verhouding met Abba, met Jesus en met die Heilige Gees het. Ons hoofdoel is om mense van die 3D bewustheid, die natuurlike mens, oor te skakel na die geestelike mens, 5D bewustheid. En dit is wat ons met al ons sessies doen, so prakties vir julle dit te bring, hoe jy dit doen, en die verandering. Ek meen ons almal moet verander, nee Valerie? Ja, beslis. Jy kan nie dieselfde bly nie, ek meen dit natuurlik is 'n prentjie van die geestelike. Jy gaan nie laat jou kind, mamma en pappa, dat jou kind in graad 2 bly vir die res van sy lewe nie. Daar is progression, soos die Engelse woord sê, met ander woorde, vooruitgang van die een dimensie na die ander dimensie. Ons almal moet groot word. En wat ons vir julle hier gee, is uit ons eie lewe. Dit is 'n weerspieëling wat ons lewe. So dit kom nie uit iemand anders se lewe nie. Dis uit ons eie lewe. So ons kan getuig dat dit wat ons vir julle gee, is waarhede wat ons lewe elke dag. Want dit is wat so lekker is. Jy kan uitgee wat uit in jou lewe is sonder om op 'n papiertjie te kyk of uit 'n boek te lees, want dit kom uit jou hart uit. Korrek, ja. So julle almal is gereed, deel ons sessies met wie julle ook al wil, en elkeen moet 'n besluit neem in die lewe. Ons het ons besluit geneem, 5D bewustheid, en ons oë het so oop gegaan. En is lekker hoor. En dan kyk ook Valerie dat daar 'n woord soos bekering is. Ja. Jy weet, ons was geleer, bekering is jy val op jou voor jou aangesig en jy ween vir ure voor Abba Vader. Nee, dit is nie bekering nie. Bekering is 'n verandering van jou gemoed, verandering van jou gedagtes. En ons moet van baie dinge verander het. O ja, wat ons verkeerd geleer was deur die kerkwêreld, en ons moes waarlik bely het en gesê het, Here, ons is jammer, maar hier is ons nou, ons draai weg van 'n verkeerde ding en ons volg U na. Jesus was my voorbeeld in my hele lewe, en daaroor kan ek sê, dit wat hy my geleer het en nog leer, is die waarhede, want hy is die waarheid. Is reg, Valerie. Van ons ontwaking, ek praat net persoonlik van myself, toe ek ontwaak het van die een dimensie na die ander dimensie, het ek Jesus nog liewer gekry. Ja. Om te besef wat hy kom verkondig het, is nie wat die kerk verkondig nie. En dis hoekom ons wil graag ons harte met julle deel. So sessie 5 se onderwerp is, die natuurlike verstand kan nie ontvang nie. Wat ontvang nie? Die geestelike dinge kan jou natuurlike verstand nie ontvang nie. Nou onthou, as ons praat van die natuurlike mens, is die 3D bewustheid illusie, maar as ons praat van 5D,
bewustheid is dit die hoër dimensie, die geestelike mens. So ons wil dit net in die begin regstel vir elkeen van julle. Dis hoekom daar so baie kerke is, Valerie. Want as dit uit die 5D bewustheid was daar net een op die aarde, een waarheid. Maar omdat die natuurlike 3D bewustheid in beweging gekom het na al die eeue op eeue op eeue, dis hoekom daar so baie kerkname is en denominasies is. Maar ek wil jou net een geheimpie vertel. My liefde vir almal is daar. Ek het almal wat Jesus God lief het en wat wil regloop, het ek baie lief. Ek sal nie kwaad vind met hulle nie. Want ek weet, daar kom 'n dag wat almal se doktrine van die kerke gaan val. Want al daardie kerkdoktrine is deur mense saamgestel. Correct. En dit sal val. Maar dit wat goddelik is in elke een, met ander woorde, God se beginsels, sal bly lewe. So ons kap nie mense dood en gooi die woord voor hulle nie, want ons weet, een of ander tyd, dit wat nie van God is nie, gaan val. Absoluut. Maar dit wat van God is, bly staan. Absoluut. En dis sy beginsels, want sy beginsels lewe in elke kerk 'n bietjie. Maar die res is aanhangsels wat die mense en die pastore en die predikers self aangevul het deur die jare. Maar danksy Jesus het waarhede weer tevoorskyn gekom. En hy het vir ons baie korreksie gegee wat verkeerd vertolk was. Onder andere is daar, hy het Aramees gepraat. En Aramees is daar vir een woord 4 vertalings. Die Afrikaans het die verkeerde vertaling gevat en baie woorde is verkeerd in die Bybel gesit as gevolg van vertalings. Nou ja, kom ons luister gou na ons onderwerp. Die natuurlike verstand, 3D bewustheid, kan nie die geestelike 5D bewustheid ontvang nie. Die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid in die 3D bewustheid. En hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik 5D beoordeel word. 1 Korintiërs 2 vers 14. Ons raai weer aan, soos wat Valerie sê, met al die vertalings wat deur mens vertaal is, raai ons aan, gaan terug na die oorspronklike Aramees, wat vertaal word in Engels, en baie dinge gaan vir jou oopgaan. Dit is hoekom die natuurlike verstand feite kan ken en steeds die waarheid mis. Is dit nie betreurenswaardig nie? Dit kan verse herhaal en steeds nie geestelik verstaan word nie. Dit kan die letter verdedig, die uiterlike, en steeds nie ontvang wat die skrifte, die logos, die Christus eintlik wil openbaar nie. Ja. Omdat geestelike dinge geestelik onderskei moet word. Kan jy sien, Valerie, hoe belangrik is vir 'n volwasse persoon, want 'n onvolwasse persoon sal nie kan onderskei nie. Maar dit is hoekom ons ook hulle help. Ons wil nie hulle met 'n lat van die woord slaan nie. Ons help hulle met liefde om die waarheid te kan ervaar. Maar jou geestesoog moet oop wees om dit te kan verstaan. Dit wat ons vir julle nou probeer sê. Dit beteken dat die natuurlike verstand 3D nie bloot verskil van die dinge van die gees nie. Dit kan hulle nie ontvang nie. Dit wil alles op die oppervlak hê. Die uiterlike, die melkies van die woord, maar nie diepte van die woord, van die brood van die woord en die vleis van die woord nie. Alles slegs histories, alles net letterlik, alles meetbaar, alles beheerbaar. Praat nou van die 3D bewuste kerklike instansies. Maar die gees open die dieptes van 5D dimensie. Daarom sê Openbaring dat ons Here gekruisig is in die groot stad wat geestelik Sodom en Egipte genoem word. Nou,
Histories, ja, dit het gebeur. Is Jesus by Golgotha gekruisig? Ja, dit is waar. Maar die teks self sê vir jou dat daar ook 'n geestelike dimensie is. Valerie, van ons die woord, nie die Bybel nie, die woord, besef het dat wat geskryf was in die Bybel, moet simbolies, geestelik, metafories verstaan word, dan breek daar baie dinge vir jou oop. Omdat die algemene kerk, mensgemaakte kerke, alles letterlik vat en dit slaan die bal heeltemal mis. Dan julle verstaan hoekom die kerk nie krag het nie. Want hulle wil dit natuurlik beoefen. Uitredeneer En God het dit vir ons gegee as 'n geestelike gestalte. Daar is geestelike stede, daar is 'n geestelike Sodom, daar is 'n geestelike Egipte, daar is 'n innerlike plek van slawerny, ek praat nou hier van 3D bewustheid, laer eetlus, misgerigte begeerte, vrees, slawerny, kompromie en net bloot vleeslikheid. Ons praat nou van losbandigheid en, wat ons in Galasiërs 5 vers 22 duidelik kan lees. Nou die natuurlike verstand, 3D, kan Golgotha as geskiedenis wel erken, maar dit kan nie die geestelike stede verstaan nie, 5D bewustheid. Dit hoor geestelik genoem Sodom en Egipte en wil steeds op die buitenste laag bly. Maar die Gees wys vir ons 'n patroon. Wat uiterlik gebeur het, wys ook na binne. Weet jy, Valerie, die koninkryk van Abba Vader is binne in ons. So al daai edelgesteentes, al daai kosbare stene wat verberg is deur die kerkwêreld, wil binne jou wakker gemaak word en net jy kan dit wakker maak. Die kruis is nie net iets om histories te bewonder nie. Dit is ook iets om innerlik te volg. Die vleeslike gemoed, die 3D bewustheid moet gekruisig word. Die laer impulse moet onder die regering kom. Wat 'n regering? Die regering van die koninkryk, 5D. Die liggaam moet ophou om oor die man te heers. Daar spreek dit van die vlees oor die gees. Ons het dit in ons jong dae geleer in ons geestelike wandel. Maar hierdie is 'n dieper manier om dit te beskryf. Dit is nie liggaams haat nie. Nee, dit is seunskap, volwassenheid. Dit is die aanleer van heerskappy. Nie oorheersing 3D nie ontkenning nie, maar heerskappy 5D. Om te leer dat eetlus nie die troon kry nie, vrees kry nie die troon nie, wellus kry nie die troon nie, reaksie, onmiddellike, hulle sê in Engels fight or flight reaksie. Nou as jy dit in Afrikaans vertaal, vlug of beklei in enige kommunikasie wat jy mekaar nie kan verstaan nie. Dit is alles 3D bewustheid. En ons beklei nie in die vlees nie. Reaksie kry nie die troon nie, skielike reaksie nie, waar jy laat my dink nou aan die vrug van die Gees, naamlik selfbeheersing. Liefde regeer in 5D, die onvoorwaardelike liefde van Abba Vader. En soos ons almal nou al weet, word die vrug duidelik beskryf in Galasiërs 5, die vrug van die Gees, wie Abba Vader self is. Die hart gaan oop. Christus regeer binne in jou, van binne na buite. En dit is waar mense begin paniekerig raak oor taal. Wat praat hulle? Jy noem die 7 seels, die innerlike lewe, die dieper sentrums binne die mens, die laag van waarhede binne die mens, wat sommige mense chakras noem.
Dit hang af van jou kultuur. Party noem dit energiesentrums binne jou. En die natuurlike verstand raak paniekerig oor iets wat nie vir hulle bekend is nie, want hulle is geïndoktrineer op 'n sekere manier. En daarom is hulle nie oop vir meer nie. Nou Valerie, hier kan ek sê, ek en jy het lankal die binnekant in ons geweet, daar moet iets meer wees. Dit kan nie net oppervlakkig bly nie, want jy kan ons Abba Vader nie in 'n vierhoutjie boksie plaas nie. En weet jy wat vir my so wonderlik is, wat ek ook hier indruk, verskoon my maar die liggaam, ons as mens, het soveel betekenis en waarde wat die mense weggooi. En dit is waar weer eens Valerie, wat almal verkondig, ons is die tempel van die Heilige Gees. Met ander woorde, 'n heilige tempel, maar dit bly daar. Dit word nie dieper gedelf wat is binne in jou nie. En dit is wat ons graag vir julle wil oopmaak. Maar die etiket is nie die punt nie. Die label is nie die punt nie, nê? Die werklikheid is die punt. Die dieper kant, nie net die oppervlak nie, wat is onder die oppervlak? Baie laat my dink altyd die storie agter die storie, want almal het altyd 'n storie om te vertel, maar almal soek eintlik wat is die punt, die waarheid van daardie storie. Nou ja, ons wil die volle waarheid vir julle deurbring. Beteken dit dat ons alles weet? Absoluut nie. Dis hoekom dit maak dit so interessant, die lewe, die geestelike reis, want is genade op genade, hoe meer dimensies vir jou oopgaan, maar dit bly nie by 5D dimensie nie. Daar's nog 'n 6de dimensie, 7de dimensie, en jy groei nog verder, maar ons help julle om te oorskakeling van 3D godsdiens na 5D geestelike mens toe. En wat so wonderlik is om te kan groei, net soos wat ons as mens van baba opgroei na volwasse, so is die geestelike ook. Daar's elke dag kan jy groei en verander, want jy groei vandag en môre besef jy daar's nog meer. En dis wat so lekker is, jy bly geïnteresseerd in die woord van God, in die gees van God, die lewe van God, en jou lewe wat saam met hom, as een kan jy sê gekruisig is, in eenheid. Dit is die lekker van aangaan vir die Here. Absoluut, en as ware, soos die spreekwoord maar altyd sê, ek is nooit te oud om te leer nie. Ja. Dit is lekker om nie op daai punt te kom nie, want dan sit jy met selfregverdigheid. Ja. Jy is onleerbaar, niemand kan jou leer nie. En dit is nie kwaliteite wat seuns van Abba Vader sal hê nie. Hulle sal altyd oop wees om meer te leer. Natuurlik ook met 'n onderskeiding, nê. Nou die meeste mense sit steeds vas in hul eerste 3. Hulle leef van oorlewing, vrees, eetlus, welis, beheer, selfbeskerming en ook verslawing. Nou die lys is so geweldig dat ek nie in diepte wil ingaan wat die 3D bewustheid werklik. Dis hoekom baie mense selfmoord pleeg. Hulle is nie hierdie tipe lering geleer nie. En hulle kan dit nie hanteer, die 3D aan die linkerkant, jou linker verstand nie. Ons sal nog eendag daaroor praat, jou linkerbrein en jou regterbrein, links en regs en hoe hulle in mekaar inpas. Maar kom ons gaan terug na die 3D bewustheid en die 5D bewustheid. Dis die basiese beginsels. Hulle het nie in die hart opgevaar nie. Met ander woorde, die 5D, die dieper mens wie jy werklik is nie. Die Christus, die hoër self, Engels, the higher self. Daarom kan hulle Bybel praat en steeds nie liefde leef nie. Daarom kan hulle godsdiens verdedig en steeds beskuldigings dra. Daarom kan hulle sê dat hulle God ken en tog steeds deur laer impulse regeer word. Met ander woorde, jy trigger, soos die Engelse woord sê, as iemand jou kwaad maak, dan dadelik reageer jy. Dit noem hulle dit laer impulse, dis die 3D bewustheid. Die Bybel gaan oor hemelvaart, nie weg in die lug sweef nie, wegraping. Nie om van die aarde te ontsnap nie. Wel, die laat my dink, Jesus gesê, toe hy vir die Vader sy intieme gebed het, hy gesê, Vader, dat hulle nie uit die wêreld uitgeneem moet word nie. Kan jy die woorde van Jesus onthou? Nou ja, hemelvaart is die verhoging van bewussyn binne in jou. 3D na 5D toe.
Dit is die laar wat aan die hoër wyk. Dit is die beweging van eetlus na liefde toe. Dit is die beweging van slawerny na heerskappy toe. Dit is die beweging van vleeslikheid van die hart, van die 3D-bewustheid na die hart 5D-bewustheid. Ja. En die natuurlike verstand kan dit nie ontvang nie. En daar kan ons getuig, nie almal is gereed vir hierdie woord nie, want hulle wil dit nie ontvang, hulle weier. So ultimately het jy 'n keuse om te maak. Elke mens het 'n keuse om te maak. Maar as jy nie weet nie, hoe kan jy 'n keuse maak? Nie waar nie, Valerie. Dit wil slegs die feit hê dat dit weet, nie die geestelike werklikheid wat dit moet binne ingaan nie. En dit is waar lewende verhoudings so belangrik is. Nou daar's 'n sekere persoon, Angela Brevishti, het ook vir ons geleer in haar boek, toe ons dit ook gelees het, dat deur dit te lees het ek ook van haar geleer, want ons leer van mekaar. Dit het my 'n kykie, ons albei 'n kykie gegee, en het ons laat besef dat ons meer en meer wil weet. En so kan ons van mekaar ook leer, die een van die ander een. Ek leer van Valerie, Valerie leer van my, julle leer van ons en ons leer so van mekaar. Nou ja, wat is die gevolgtrekking? Dit is dieselfde met ons hemelse Pappa, ons Vader. Hy bly dieselfde Heilige Gees, dieselfde Yeshua, Jesus. Jy kan die geskrifte lees en oor God leer. Jy kan 'n kykie kry in sy natuur. Jy kan geraak voel deur wat geskryf is. Maar as jy nooit kommunikeer nie, as jy nooit bly nie, as jy nooit luister nie, as jy nooit die geheime plek binne in jou ingaan nie, dan mag jy van hom weet sonder om hom werklik te ken. Dis hoekom ek altyd gesê het, jy weet, in ons vroeëre jare, Valerie, ken jy Abba Vader met jou kop of ken jy hom met jou hart? Want daar's 'n verskil. Daarom is bid sonder ophou nie godsdienstige spraak nie. Dit is nagmaal. Dit is 'n blywende verhouding 24 ure 'n dag. Dit is voortdurende innerlike gemeenskap met die Vader. Dit is nie net om met God te praat nie, Abba Vader nie. Dit is om saam met hom te lewe. Wandel met hom. Luister, reageer, oorblywend, en dit is presies wat die natuurlike verstand nie kan verstaan nie. Kom weer by my op daai skrif, Valerie, wat sê, hy wat een is met Abba Vader is een gees met hom. Ja. Dit wil formules hê, die 3D-bewustheid. Die gees nooi gemeenskap uit, 5D-bewustheid. Nou 3D, dit wil argumente hê. 5D, die gees nooi oorgawe uit. Dit wil inligting hê. Mense is baie nuuskierig. En baie wil kennis hê, maar sonder die openbaring van die kennis kan dit baie gevaarlik wees. Die gees nooi nagmaal uit. Verhouding. Dit wil die boek sonder die stem hê, 3D, maar die geskrifte was nooit bedoel om verhoudings te vervang nie. Ek gaan dit weer herhaal, maar die Bybel was nooit bedoel om verhoudings te vervang nie. Hulle was bedoel om jou daarin te lei. So nee, ons praat nie van iets anders nie. Ons spreek die waarheid van wat die skrif werklik sê. En die natuurlike verstand kan dit nie ontvang nie, omdat dit nie geestelike realiteite verstaan nie. Dit verstaan nie geestelike stede nie, verstaan nie innerlike gekruisiging nie, verstaan nie die hemelvaart in die hart nie, verstaan nie blywende gemeenskap nie. Maar sodra die gees begin onthul, ook te maak dit wat bedek is, en dis presies wat ons nou doen met ons sessies, hou die skrifte op om plat en oppervlakkig te wees. En hulle word lewe. Daarom bly die uitnodiging dieselfde. Gaan na die geheime plek, binnekamer, binne in jou. Wees stil, gemeenskap met die Vader,
bly in die Gees. Valerie, baie keer het ons nie in ons vroeëre jare ook altyd gesê, kom in die Gees, kom in die Gees. Ek kan dit duidelik onthou. Maar hier sê het 24 uur kan jy bly in die Gees, want die Gees bly in jou. Volg Yeshua innerlik en word soos hy. Nou om te volg beteken ook word soos hy. Laat die laar buig vir die hoor. Met ander woorde 3D moet buig vir 5D. Laat die vleeslike gemoed gekruisig word 3D. Styg op in die hart 5D. En wat die natuurlike verstand dwaasheid genoem het, wat hulle nou nog noem, sal begin oopgaan as waarheid. Valerie. En dan wil ek nog iets byvoeg wat vir julle kan help. Moenie die Heilige Gees teëstaan nie. As jy die Heilige Gees vir jou leer, dan kan jy aanvaar, dis die waarheid. Wanneer die Heilige Gees 'n korreksie aanstel, die Heilige Gees slaan jou nie. Die Heilige Gees sê nie vir jou jy's sleg nie, want hy is heilig. Hy is God. Liefde. God is liefde. Die God wat ons dien is liefde. En hy sal jou met liefde korrigeer. So, as jy nie iets verstaan nie, gaan in jou binnekamer, praat met God die Heilige Gees en die Heilige Gees sal vir jou reg help. Absoluut, hy is daar om ons reg te help op die regte pad met liefde. Hy slaan ons nie. So alles wat ons vir julle sê, kan julle ook gaan raadpleeg by die pragtige, wonderlike Heilige Gees wat ons so baie lief het. En julle sal sien dat die waarheid sal deurkom tot julle. En die waarheid, die volle waarheid maak jou waarlik vry. Ons eindig hierdie sessie met die Gees se fluistering vir jou wat hierna luister. Moenie met feite alleenlik tevrede wees sonder die gemeenskap nie. Dis amper soos die Bybel en die Logos. Gemeenskap met die Heilige Gees. Die brief kan jou bekendstel, die Bybel, maar slegs deur daaraan te bly, sal jy hom leer ken, hoe dieper jy ingaan en daardie Logos, die Christus verstand, die woord uit die Bybel vir jou openbaar. Ja. So, wees stil, styg op in die hart 5D en laat liefde, onvoorwaardelike liefde, jou wagwoord wees, net soos wat Abba Vader onvoorwaardelike liefde vir jou het wat hier luister. Amen en amen. Amen. Ons gaan weer gesels met ons volgende sessie. Ons het klaargemaak met sessie 5. So ons albei groet julle met liefde hier van Suid-Afrika en ons albei sê Shalom, Shalom.